Welkom terug. Ek is bly ons het weer 'n geleentheid om aan te gaan. Ons kyk na 9:11. Ek sê hom in daai opsigte want in Amerika gebruik hulle die maand en die dag andersom as ons. En dit is maklik omdat ons oral die verwysings as 9/11 het, laat ek 9:11 kan gebruik. As dit so aanvaarbaar is, sal ek dit graag so wil doen. Kom ons begin net in 'n stille gebed en dan sal ons aangaan met die aanbieding. Amen. Okay. Wat ons begin net mee is, ons het gekyk en ons het 'n hele lyn getrek van 313 na Christus. En ons het gekyk, hoe werk die Here? Ons het gekyk in 321 het Konstantin gegaan en hulle het 'n Sondagwet ingestel en ons het gesien die Here tree op. Ons het teruggegaan en ons het gesien in Moses se tyd het dit gebeur. En ons gaan sien in ons tyd gaan dit ook gebeur. Die Gees van Profesie sê vir ons baie duidelik, wanneer die Sondagwet in sy volheid uit gaan kom, dan gaan God verwoesting bring. Maar daar's 'n ander ding wat ons gesien het in geskiedenis, en as ons gaan lees in die geskrif van Ellen White, sal ons sien, die Sondagwet word baie stelselmatig ingesit. Julle sien, as ons kyk na die Millerite tydlyn, is belangrik dat ons sê, 1790 sien ons die dodelike wond. Maar daar's 'n ander ding wat ons sien is, en dit is belangrik om te verstaan is, ons sien die VSA as die 6de Bybelkoninkryk kom in. Wat belangrik is wat hulle die glorious land, wat hulle die glorieryke land maak. Want dis 'n vergelyking terug na Juda toe, dis 'n vergelyking van Israel, en ons kan gaan kyk na al daai karakteristieke wat ons weer gaan help hierso. Dis 'n tweehoring land, protestantisme en republikanisme wat ons sien daar. Nou, wat vir ons belangrik is daar is, hulle grondwet maak hulle die glorieryke land. Die grondwet wat hulle geskryf het, sê dat niemand kan jou gedagtes, jou vryheid van geloof wegvat nie. Jy is vry. Maar ons gaan sien hoe dit weggevat word en wat gebeur daarmee. So, dit is belangrik dat ons die FSA merk, en ons het dit al reeds deurgegaan en ons sien, daar staan ek. Ons het gesien William Miller kom tot 'n konklusie van sy boodskap, en hy sit dit neer, Daniël 8:14. Ons het gekyk na 1840, wat ek hom net mooi maak. En ons het gesien, Josiah Leach maak 'n voorspelling. In 1838, en ons het gesien 10 dae voor die tyd, 'n fyn verstelling om die dag by te sit die maand, en dit word gepubliseer, en ons sien dat die boodskap van Islam en toe dit gebeur in geskiedenis, is dit 'n glorieryke gebeurtenis wat na die hele wêreld toe gaan. It's a glorious manifestation of the power of God in Engels. Glorieryke manifestasie van die krag van God. En dit gaan na die hele wêreld toe. Ons het gesien, die engel van Openbaring 10 kom af. So Openbaring 10 kom af. Kom ons gaan en ons gaan kyk net gou weer na Openbaring 10. Laat ons net verstaan, wat is hierdie engel, wie is dit en wat is die boodskap? So kom ons maak ons Bybels oop, ons gaan gou na Openbaring 10 toe, vers 1. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos die van pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en in sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. Ek het 'n aanbieding gedoen wat julle kan gaan kyk, wat Openbaring 10 en die engel baie mooi verduidelik wie dit is in persoon, dat dit Jesus Christus is. Hy kom met die geopende boekie in sy hand, en hy sê, en die opdrag is, eet die boekie. So, hier kry ons 'n duidelike opdrag, en die Millerites kry dit, om te sê, eet
om hierdie waarhede te internaliseer binne in jou. En dit is baie belangrik, want ons sien nou, ons herhaal die geskiedenis van die Millerites. Ons sien daar was duisternis, en ons het gekyk daarna. Van 1863 sien ons word die Adventiste Kerk amptelik as die SDA geregistreer, en van daai selfde datum af sien ons dinge wat inkom. En ons het gesien dit is 'n afwaartse trend al die pad. Daar is boeke van 'n nuwe orde wat geskryf word, daar is menslike filosofie wat ingesit word, daar is spiritualisme wat ingesit word. Ons sien al hierdie dinge en ons het dit begin leergaan, en ons gaan dit moet gaan ondersoek om te verstaan wat gebeur met die SDA Kerk. Onthou, ons verstaan dit, ons is 'n herhaling in geskiedenis. Ellen G. White sê vir ons duidelik, ons is Israel en ons herhaal die foute van Israel, ons stap van die fondamente af en weer eens staan ons in duisternis. En ons sal dit sien, en ons staan in duisternis hier, so die Here moet ons uit die duisternis uithaal, en ons merk hierdie die tyd van die einde vir ons. Al twee die tyd van die eindes is baie belangrik om dit te verstaan. Kom uit Daniël 11 vers 40. As ons die hele studie doen van Daniël 11, gaan ons dit baie beter verstaan, en ek wil dit baie graag met julle deurgaan. Maar wat ons sien is, hierso is kommunisme is 'n probleem. Kommunisme staan op en hulle is in die pad van die pausdom. En ons gaan kyk dat Amerika, en as ons gaan kyk, sien ons dat wanneer jy vergeet wie die pausdom is, wanneer jy vergeet wie die dier is, laat ek dit so stel, dan vat jy hande met die dier. Dit is wat ons baie mooi verstaan, as jy geskrifte gaan lees. Ronald Reagan kom, en hy vergeet wie is hierdie dier. En hy gaan vat hande met die pausdom. En hulle het 'n alliansie gemaak, in Engels 'n secret alliance, so dit is 'n alliansie wat hulle gemaak het in die geheim. En hulle gaan teen kommunisme, dit is die Sowjetunie, dit sluit Rusland veral in, en hulle kom om kommunisme af te bring. Dit is die eerste struikelblok wat in die pad staan. Maar wat hulle ook doen is, hulle gebruik Islam, en hulle finansier Islam bin Laden hulle om in te gaan met hierdie 10 jaar oorlog, om verwoesting en vernietiging te bewerkstellig. 1998, wanneer die muur van Berlyn val, wanneer kommunisme val, dis 'n wêreldwye gebeurtenis. Dis seker, die meeste mense sê daai gebeurtenis as 'n gebeurtenis in die eeu van 100 jaar, wat hulle dit merk. So, hierso waar daai kommunisme val, merk ons dit as die tyd van die einde, want dit is baie belangrik dat ons verstaan is, van hier af kom die Here en hy gee vir ons weer lig om te sê, kom uit die duisternis uit, en dis vir die SDA. En ons moet dit baie duidelik verstaan, en ons gaan Daniël 11, 40-45 baie moet deurgaan en dit verstaan. 1996 word in die Time of the End magazine in Amerika, word gepubliseer, presies dieselfde herhaling daarvan, dat die eindgebeure en die geskiedenis waarin ons nou gaan intree en wat gaan vervul, is die geskiedenis van Daniël 11, 40-45. En dit is baie belangrik om dit so te verstaan. So dit word gepubliseer en dit word neergesit daar. Dan gaan ons net verder en ons gaan dan na die 11de September 2001 toe. Wanneer ons daar kom, sal ons sien dat hierdie is 'n gevolg van wat gebeur het met Islam. So, Islam kom, want Amerika onttrek van 1989 hulle finansiële hulp en ondersteuning van Islam af, so hulle laat Islam val. Islam aanvaar dit nie en hulle kom terug. Alhoewel ons weet is, en ons moet dit verstaan, dat hierdie gebeurtenisse, wat ons sien hier, is in die hand van die Here. En ons sien, dit is die Here wat in beheer is van al hierdie dinge, en hy laat hierdie dinge so werk. Okay. Ons het gesien hoe hy die basyne gebruik het, om Rome te straf, en ons het gesien hoe hy die wees gebruik om Rome. Dan het ons gekyk na Rome in verskillende aspekte. Wat ons gedoen het, ons het na die oostelike Rome gekyk, die pauslike Rome, en ons kyk na moderne Rome. En onthou nou, wat gebeur het hier is geskiedkundig vir ons wat profesie studeer. Want jy sien, nou kom die VSA en hy vat hande met die pausdom. Hy maak sy militêre mag beskikbaar, so ons noem die Armies of Rome. Hy is die weermag van Rome.
So, ons gaan dit nou sien van hier af. Sien ons hom as die weermag van Rome. Okay. Hulle het hande gevat en hulle stap hierdie paadjie. Nou kom ons op 9:11. Kom ek kry my blaadjie en ons lees 'n bietjie verder hierso. Soos ons gesien het, was die eerste wee of die 5de bassein Islam. Dit was die Arabiese Saracen Turke. Die tweede wee of die 6de bassein was Islam. Dit was die Ottomanse Turke gewees. Daarom moet ons verwag dat Islam ook betrokke sou wees met die derde wee onder die tydperk van die 7de trompet. Wat geblaas is op die driedubbele toepassing van profesie, of wat askies gebaseer is op die driedubbele toepassing van profesie. Wat ons daar doen is, ons sal dit sien met verskillende ander verwysings. Wat die Here vir ons wys, die eerste en die tweede een gee vir ons die karakteristieke vir die derde ene. En as ons dit alles saamvat, weet ons, eerste een is Islam, tweede een is Islam, derde een is Islam. Ons het een keer iemand gehad wat vir ons gesê het, dis 'n man op 'n perd. Die tweede wee is 'n man op 'n perd, so die derde wee is 'n man op 'n perd, wat presies weer dieselfde voorstelling is as Islam in die militêre mag wat ons het daar. Okay. Ons moet ook die verbintenis tussen Islam en die verseeling sien, want dit is baie belangrik. Die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. As ons nou gaan kyk van Openbaring 9 vers 4, kom ons gaan gou soontoe. Kom ons begin net by 3 vers 3, dit is Openbaring 9 vers 3, en uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde en aan hulle is mag gegee, soos skorpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê dat hulle die gras en die aarde, of enige groenigheid, of enige boom, nie moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God op hulle voorhoofde nie het nie. Nou dit is interessant, dit is die geskiedenis van Abu Bakr wat ons gaan kyk. As ons na die geskiedenis gaan kyk, sal ons sien toe hy 'n toespraak gehad het met sy manne, het hy vir hulle gesê dat daar is 2 groepe mense wat in die berge leef. Die een leef in eenvoud en hulle is een kant toe. Dit is Godse mense en hulle is die wat die Sabbat hou. En die ander groep mense was die wat in die kloosters geleef het. Dit was die priesters. En hy duidelik gesê is ook, hulle is geskeer. Nou, wat baie duidelik is van die toespraak van Abu Bakr, en julle kan dit kry op die internet, ek gaan dit ook beskikbaar maak op my dokumentasie, dat wanneer hy die mense dan instuur, sê hy, as julle hierdie mense in die berge sien, wat hy dan verwys na die gras en die bome, wat die Bybel verwys, dis Godse mense. Dit is die mense wat die Sabbat het en die seël het, los hulle uit, raak hulle nie aan nie. Maar wanneer jy kom by die kloosters, die priesters, wat geskeer is, en hy het die eienskappe daarvan verduidelik, om te sê, as jy hulle sien, kloof hulle koppe oop. So hierdie is 'n baie duidelik, as jy die Bybel dit kyk, saam met geskiedenis, die verduideliking om te sê is, die Islam is nie gemik teen God en die verseeldes nie, dit is gemik reeds teen Rome, en die wat nie die seël van God het nie, en dit is baie interessant en 'n baie belangrike studie wat ons gaan moet doen om te sien, wat 'n rol speel Islam, want ons het dit baie verkeerd, as ons baie keer daarna kyk. Okay. So ons moet dit baie duidelik kyk. As ons gaan na Openbaring 7 vers 1 tot 3, kan ons ook gaan lees en sê, en na hierdie dinge het die 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het 4 winde van die aarde vasgehou. Ek wil weet wie is hierdie 4 winde, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see of enige boom nie. Hier kry ons dieselfde verwysing om te sê, as hierdie 4 winde waai, wat 'n verwoesting voorstel, maar hy waai op sekere plekke, en ons wil sien, mense van God nie. Okay? En ek het 'n ander engel sien opkom, van die opgangs van die son, met die seël van die lewende God. So hier sien ek die engel met die seël van God in sy hand. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele, aan wie gegee is om die aarde en die see te beskadig. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde geseël het nie. Nou, dit is baie belangrik. Nou gaan ons weer terug, want ons het met 'n penarie, ons het gesien, in 321 is die Sondagwet ingestel deur Konstantin, ekskuus. En wat gebeur het is, God het ingetree. Maar nou sal ons sien, en ons weet, en ons sien dit in geskiedenis, en julle kan in die nuus gaan kyk, dat daar is 'n vreeslike groot beweging
om 'n Sondagwet weer in te stel. Onthou, die wêreld aanbid Sondag. En dit is belangrik dat ons dit verstaan en dan word 'n eenheid gevorm en ons gaan kyk hoe hierdie gebeurtenis te doen het daarmee. Maar as ons nader kom na die 11de September 2001, sien ons dat die mense besig is en ons verstaan, agter die skerms wil die mense kom en weer 'n Sondagwet insit. Hulle wil God se mense inderdaad, as jy in profesie kyk, vasmaak. Nou het is 'n probleem. Die Here kyk oor sy mense en sien hulle is nie verseël nie, hulle is nie reg nie. En hy stop die 4 winde en daar word gesê is dat hulle nie waai op die aarde totdat ek my kinders verseël het nie. So een van die eerste dinge wat ons sal sien hierso is, het te doen met, ons sien hierso, dit is die 3de wee. Ons sien dit is Islam en ons sien dit het te doen met die verseëling van God se kinders. So wat belangrik is hierso, ons sien dat die tyd van verseëling begin hierso. As ons kom ons lees 'n bietjie meer oor die oostewind. Daar's baie wat ons moet studeer omtrent Islam, soos ek gesê het. Islam trek ons terug in die Bybel van die kinders van die ooste tot by Ismael, want dit is die afstammelinge van hulle. Heel eers moet ons verstaan, wat het gebeur met Abraham? Die Here kom na hom toe en hy sê vir Abraham, ek wil jou 'n vader van nasie maak. Tussen jou en Sarai gaan julle 'n kind verwek. En dit is belangrik dat Abraham staan nie in geloof nie. Hy vat dit in sy eie hande, in sy menslike swakheid, en hy gaan na Hagar en hulle verwek 'n kind. Dis nie wat die Here wou gehad het nie. Daai kind is Ismael. En dit staan vir ons om te sê, is wanneer die Here vir ons iets vra en ons vat dit in ons eie hande, is dit die gevolg. En Ismael, in die profesie wat Abraham oor hom uitspreek, sê, sy hand sal teen al sy broers wees, tussen almal, en almal sal teen hom wees. En daai profesie sien ons waar reg deur geskiedenis. En veral nou, wanneer ons na die wêreld en na Islam kyk, sien ons hier's 'n probleem. En ons kan gaan kyk na die kaarte en ons kan gaan kyk hoe groot en hoe sterk is Islam. Daai rook wat uit daai put uitgekom het, daai doktrines, het die wêreld swart gemaak in daai opsigte. En ons sien dit is 'n sataniese maak, maar ons sien dat God dit gebruik in sy hand. En ook tot beskerming van sy eie kinders. Nou baie mense sal sê, ek wys dit op ander plekke vir my in die Bybel. In tipe kan ons gaan kyk en ons kan sê, okay, as ons na Josef gaan kyk. Kom ons kyk na Josef. Sy broers kom en hulle gooi hom in 'n put. Okay. In prinsip, wie kom daar verby wat hom dan koop en hom dan na Egipte toe vat? Dis die Ismael of Ismaelite, en as ons dit deurtrek vandag sê ons Islam. Verstaan as ek die beeldspraak so gebruik. So Islam in beeldspraak kom en God gebruik hulle, dis Ismaelite, om Josef dan te red van 'n dood. En hy gaan na Egipte toe. Dis belangrik. Kom ons gaan 'n bietjie verder en ons kyk. Die wyse manne van die ooste, toe Jesus gebore is 'n verwysing weer eens terug na die Ismaelite toe, na die kinders van die ooste toe. Hulle kom en hulle bring geskenke aan die kind Jesus. Okay? En as ons ook gaan verder lees in die Gees van Profesie, sal ons verstaan dat Josef, Jesus se pa op aarde, gebruik dit as 'n finansiering en waarna toe vlug hulle, toe koning Herodes die seuns dood begin maak, na Egipte toe. So weer eens sien ons 'n verwysing waar dit so is. Dan kan ons baie verwysings gaan kyk, want ons het verwysings vir die oostewind, en hier is 'n ander verwysing. Kom ons gaan kyk na Jesaja 27 vers 8. Met mate het u met hom afgereken toe u hom verstoot het. Hy het hom verdrywe met sy geweldige wind op die dag van die oostewind. Kom ons gaan kyk 'n bietjie meer oor die oostewind. Soos ons lees in Openbaring 7 vers 1 tot 3, is die engele wat die 4 winde hou. Hierdie 4 winde is geweldige wind, maar die vraag ontstaan, wat is die oostewind? Okay, Exodus 10 vers 13 is baie mooi. Ons gaan nou in beeldspraak, want onthou ons het gesê, en ons het kyk na Jesaja 28, waar die Here sê, ons gaan alles lyn op lyn bestudeer. En ons weet die Bybel is geskryf vir ons om wie die eindes van die aarde gekom het, dis Korintiërs 10 vers 11. Om te sê dat ons moet dit toepas op ons. Dit is van ons op toepassing. En ons gaan sien nou, Exodus 10 vers 13 sê,
En Moses het sy staf oor die land van Egipte gestrek, en die Here het 'n ooste wind in die land gebring, en die hele dag en die hele nag. En toe dit môre was, het die ooste wind die wat gebring? Die sprinkane. So nou sien ons al klaar weer 'n konnektasie tussen die sprinkane, wat ons sê, wat 'n verwysing is na Islam, en ons sit dit by die ooste wind. So die Here begin hierdie dinge bymekaar bring om vir ons te wys dat ons kan hierdie beeldspraak so gebruik en dit is vir ons goed om dit te doen. 'n Volgende ding wat ons doen is Openbaring 18. Nou Ellen G. White sê vir ons dat kom ons lees dit. Dit is in LS 4 bladsy 411 paragraaf 5. Die Here het al sekere visies gegee oor September 11 en ons moet gaan kyk. Sy het nie al die lig gekry nie, maar dit wat sy geskryf het is genoeg om vir ons te sê dit is die spyker op die kop, dit wys ons presies die mylpaal en die gebeurtenis aan. En sy vertel ons wanneer dit gebeur. In Engels sê hulle 'n turning point. Dit is 'n punt in die wêreld se geskiedenis wat die hele wêreld geraak het en op daai draaipunt kom die Here en hy gee lig vir die mense. Onthou ons het dit daar gesien. En ons gaan dit weer hierso sien. Dis 'n draaipunt in die geskiedenis daarvan. Luister wat sê sy. Nou kom die woord wat ek verklaar het dat New York weggevee sal word deur 'n vloedgolf. Sy sê ek het nog nooit dit gesê nie. Ek het gesê as ek kyk na die groot geboue wat daar opgerig word, verdieping na verdieping, wat 'n verskriklike toneel sal plaasvind wanneer die Here opstaan om die aarde te skud. Baie interessant, sy sit in New York en sy verwys na die hoë geboue. Okay. Dan sal die woorde van Openbaring 18 vers 1 tot 3 vervul word. Ek maak 'n aantekening daarbo, ek wil gaan kyk. Sy sê, wanneer daar iets gaan gebeur, en sy verwys na die geboue in New York, dan sê sy, dan gaan die engel van Openbaring 18 afkom. Kom ons lees verder. Die hele 18de hoofstuk van Openbaring is 'n waarskuwing van die dinge wat oor die aarde sal kom, maar ek het geen lig in besonder met betrekking tot die dinge wat oor New York sal kom nie. Hoor hoe vat sy Openbaring 18 en New York en sy sit hulle bymekaar. Maar ek weet dat eendag sal die groot geboue neergegooi word deur die draai en die omdraai van God se krag. Sy is baie spesifiek hierso. Deur die lig aan my gegee, weet ek dat vernietiging in die wêreld is. Een woord van die Here, een aanraking van sy magtige krag en hierdie massiewe strukture sal val. Toneel sal plaasvind en die verskriklike kommer wat ons nie kan dink nie. Mense, julle kan dit gaan mooi deurlees. Sy vat die konduktasie om te sê, daar gaan iets gebeur in New York City. Dit gaan oor die geboue wat gaan val. Sy sê dit baie duidelik en sy sê dan kom die Here en hy gaan die lig vir ons gee. En sy sê dit in Openbaring 18:1 vers 3. Kom ons gaan lees Openbaring 18:1 vers 3. Laat ons eers verstaan waarvan sy praat. Okay. Nou ons het al baie verduidelik van die eerste 3 engele en dan praat ons altyd van 'n 4de engel en dis die engel van Openbaring 18. Dit is 'n samevatting van die eerste, tweede en die derde engel boodskap. Kom ons lees die eerste 3 wat sy sê wat dan gaan afkom. En dit is Openbaring 18 vers 1, 2 en 3. Ek hou nie van daai 3 nie. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Onmiddellik as jy daai lees, sal jy sien dit is 'n verwysing is dieselfde as die engel van Openbaring 10. Wat vir ons sê is, wag 'n bietjie. Wat daar gebeur het en die engel wat daar deurgaan is soortgelyk in prinsip wat nou hier gebeur. Ons is in 'n herhaling van geskiedenis. Absoluut. En hy het met groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval uit die groot Babylon. Dit het geword 'n woonplek van duiwels en versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. Vers 3 sal ons sien is weer om vers 2 bietjie verduideliking te gee. En ons is vinnig gaan kyk, ek gaan nie 'n hele studie doen nou nie, oor Openbaring 18 nie. Sien ons Openbaring 18 vers 1 tot 3 is die eerste en die tweede engel boodskap. Ek lees vers 3 om dat jy dit kan sien.
Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. So vers 1 is 'n verwysing na die helder lig en na die eerste engelboodskap, en die vers 2 en 3 verduidelik die tweede engelboodskap om te sê Babylon het geval. Okay, so dit is 'n duidelike verwysing van die eerste en die tweede engelboodskap wat in geskiedenis inkom. Nou sien ons 'n verskil en ek het dit verduidelik. Hierso het ons gesien, onthou, die eerste engel, kom ek teken hom in rooi. Die eerste engel kom in geskiedenis in hierso, hy arriveer. En ons sien daar's 'n bekragtiging van die eerste engel hierso. En dit is deur Islam, dit is deur die gebeurtenis wat hier gebeur is, dit is deur die prediksie wat gebeur het, en die hele beweging kry krag. Wat ons sien hierso is, die eerste engelboodskap kom af in 1989. Ons sien hierso dat die eerste engel word bekragtig deur die gebeurtenis van Islam, die hele wêreld kyk hierna. En ons sien die tweede engel wat sê Babylon het geval, kom uit daaruit. En ons gaan baie mooi kyk wie is Babylon, of wat is Babylon in hierdie aanval. En ons sien die tweede engel arriveer, so is iets wat baie interessant is. Ons het gekyk, dis hoekom hierdie gedeelte hiernatoe geskuif het. Onthou julle toe ons die lyne gedoen het. Okay, so ek wil dit net op die tafel sit om dit baie duidelik te sit. Nou Babylon, wie en wat is Babylon? Beteken dit ons moet uit die SDA uitkom, SDA het Babylon geword? Nee. Wat ons moet verstaan is wat maak Babylon Babylon? En hoe ek het verstaan is twee aspekte, en nou net jy wat sê vir ons baie mooi. Dit is die toestand van die dood en Sondag aanbidding. Dis die twee hoofdinge wat Babylon maak. Vraag, op 11 September 2001 het die SDA kerk teruggestap na Sondag en het hulle verloor die betekenis en die verduideliking van die toestand van die dood. Nee, nog nie. So, ons vat dit, vers 3 verduidelik vir ons baie mooi. Ek hou van vers 3, kom ons lees hom weer deur. Hy sê, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die wyn verwys vir my as die verwysing van doktrines. So wat hy sê is hier, en nou onthou nou, dit is presies wat ons gesê het, is in 1863 begin die kerk afdwaal. Ons sien dat daar 'n derde kaart inkom, ons sien apostasie begin daar inkom, en ons sien 'n boek van nuwe orde word geskryf, menslike filosofies word ingesit, spiritualisme word ingesit. Ons kyk na die stelsel waar die mense opgelei word, en alles wat gepaard gaan daarmee, en ons sien 'n val. Okay? Maar dit gaan hoofsaaklik hierso van die doktrines. En ons gaan baie duidelik sien wat die Here vir ons sê, kom uit die stelsel uit, want hulle het nie meer en hulle hou nie meer die doktrines en die dinge wat skoon is nie. Hulle het klaar hulle hande begin vat weer terug met die leerstellings van Rome. Maar hulle is nog nie Babylon nie. Ons sal sien wanneer die kerk gaan Babylon word, dan gaan hy vir ons sê, kom totaal uit. 'n ander ding wat ek ook moet duidelik stel is, ons weet in daardie geskiedenis, ons het dit al 'n bietjie begin deurgaan, die mense het die gees van profesie, die manier van die Bybel se interpretasie, hulle die fondamente waarop ons staan, hulle daai dinge begin neerlê. Mense, ons het gesien dromme kom in die kerk, en ons het gesien spiritualisme kom in die kerk, en ons het baie dinge gesien wat nou gebeur. Okay. Maar dit is belangrik. Solank ons ook deur het, en ons het 'n invloed wat ons in die kerk en die mense kan hê, moet dit nie weggooi nie. Dit is ons middel om hulle te bereik, en om hulle weer uit te trek, en terug te bring na die platforms toe. Dit is baie belangrik. Ons bly 7de dag Adventiste. Ons sal later sien hoe die Here met hierdie situasie gaan werk, en wat hy gaan doen. So, dit is vir ons belangrik. Die ander kant moet ons ook kyk na wat daar aangaan. As daar 'n absolute abominasie plaasvind binne in daai plek, van hoe hulle aangaan met die dromme, met hulle doktrines, en hulle is op so 'n manier dat die Gees vir jou sê, jy kan nie meer betrokke daar wees nie, dan is dit vir jou baie duidelik om dan te sê, dat jy moet dan kyk, en dan uit daai doktrines en daai dinge uitkom. Die Here sê, as ons, en weet jy wat, verduidelik ons baie duidelik, en julle moet dit gaan opsoek,
dat sy sê vir ons baie duidelik, wanneer ons in 'n situasie, ons self in 'n situasie sit, waar waarheid nie verkondig word nie, waar ons in 'n leuen sit, en jy weet dit, en jy gee nie ag daarop nie, dan gaan die Here sy beskerming en sy engele van jou onttrek. Ons moet hierdie dinge verstaan, mense. Broers en susters, dis belangrik. Maar wanneer die Here jou stuur en sê, gaan vir my in en gaan doen 'n werk daar, gaan haal mense uit, dan stuur hy saam met hom of daai persoon die beskerming. Maar baie keer wat ons doen is, ons gaan sit, Sabbat na Sabbat in daai plekke, en daai invloede en daai dinge gaan op jou werk. What you behold, you become. Wat jy daar gaan luister en wat jy mee gaan besig wees, gaan invloed op jou lewe. So van 9:11 op sê die Here, kyk waar jy staan, kyk na hierdie dinge, en as dit nie reg is nie, beweeg daaruit. Dis belangrik dat ons hierdie verstaan, maar die kerk is nie Babylon nie. Ons gaan sien die kerk gaan Babylon word, wanneer hy die Sondagwet aanvaar, en ons gaan kyk wanneer dit gebeur, en op watter mate gaan hy dit doen, want julle weet hoe werk Satan. Hy het die engele wat heilig is in die teenwoordigheid van God, het hy gedraai, dat hulle na hom toe kan kom. Ek en jy is nie beter as die engele nie. Ons is nie sterker nie en ons is nie slimmer nie. Wat Satan gaan doen is dieselfde manier. Maar wat die Here nou doen is, hy gee vir ons, en dit is wat so belangrik is, die waarheid maak jou vry. Dit gee jou genoeg inligting om die leuen te kan sien en dan uit te stap daaruit. En dis die eerste stap wat ons het, is hierso. Kom uit daaruit. Okay. So dit is net belangrik dat ek wil hê. Ons leef, ek gaan verder aanhalings gee hierso, dit is uit CCH of CCH, bladsy 38.6. Ons leef in die tyd van die einde, die vinnige vervullende tekens van die tye verklaar dat die koms van Christus naby is. Die agentskappe van die bose is besig om te verenig, al hulle magte te konsolideer. Hulle is besig om hulle te versterk vir die laaste groot krisis. Groot veranderinge is op pad om plaas te vind in ons wêreld en die finale beweging sal vinnig wees. Ons ken hierdie aanhaling. So wat gaan gebeur is, hierdie dinge gaan begin baie vinnig gebeur. Ek waarsku julle, broers en susters, ons kyk na sekere gebeurtenisse en baie van ons kyk net vas in 'n Sondagwet. Hoor mooi wat ek gesê en gaan lees die geskrifte. Ons toets is die beeld van die dier. Die wêreld gaan getoets word op die Sondagwet. Maar dit wat ons nou sien, die beeld van die dier, net om vinnig te verduidelik daar, image of the beast, soos hulle sê daar, daar's twee instansies wat die Here met die skepping ingestel het. En die twee instansies is die huwelik en die Sabbat. En wat ons nou sien is, die eerste instansie word nou heeltemal tot niet gemaak in die opsigte van wetgewing wat teen dit ingestel word, en wat die mense doen, dit gaan oor die gay marriages, dit gaan oor die huwelik van dieselfde geslag. Mense, ons moet na hierdie gaan kyk en sien hoe bring hulle dit in en hoe stelselmatig werk hulle daarmee en wat is hulle einddoel daarmee. Want onthou, die beeld van die dier moet ons verstaan. Dit is waar as ons dit in die verband bring met die huwelik, kan ons sê, die gesin wat God gemaak het, maak hy die man die priester van die huis. As die vrou die rol van die priester speel, as sy die broek in die huis dra, is dit die beeld van die dier, dis 'n probleem. God het haar nie in die beheer gesit as die leidende party in die geestelike aspekte nie. Die man dra die broek in daai opsigte. So wat hulle is dit is dan 'n beeld van die dier, wat hulle dan inbring in daai huishouding. Dis verkeerd. As ons kyk in verhouding met staat en kerk, het die Here gesê, die staat het sy funksie om te verrig en die kerk het sy funksie. Die staat gaan nie die morele kant doen nie en die kerk gaan nie die morele kant van die staat doen nie. So wat ons nou sien is wanneer die staat nou in beheer kom van die kerk, is presies dieselfde. Dit is die beeld van die dier wat ons daar sien. Die Here het dit nie so gesit nie. So nou sien ons waar die wetgewers van die land begin om die kerk wetgewing te gee. So hulle begin dikteer. Hulle speel nou die leidende rol en die Here sê nee. So dis ook, as jy dit kan sien, dan die image of the beast, die beeld van die dier. Die ander ding wat ons ook gaan sien is wanneer die kerk
dis die SDA, na die owerhede toe gaan om te sê, hier's 'n probleem, kom julle in en kom sort hierdie probleem, kom help ons om hierdie probleem op te los. En hulle begin die staat te gebruik en die wetlike aspekte om te sê, vervolg hierdie mense. Dis presies wat die pausdom gedoen het. Hy het sy weermag gehad, die inquisition soos wat hulle van gepraat het, en daai mense het die vuil werk gedoen, hulle het die werk van die pausdom gedoen. Dis hoekom die beeld so belangrik is om dit te verstaan, die kerk-staatverhouding, die kerk met die weermag. En wanneer die SDA, en ons gaan dit sien, gaan na die owerhede toe gaan om te sê, ek wil hê julle moet vervolg. En dit het alreeds gebeur in geskiedenis, ons gaan weer daarna kyk. Dan is hulle die beeld van die dier. So dit is baie belangrik om dit dan te verstaan. Okay. By een geleentheid in die New York stad, ek lees net aan op dieselfde aanhaling, was ek in 'n naggesig, sy gee vir ons meer inligting oor hierdie gebeurtenis wat ons sê as 9/11. Was ek in 'n nagseisoen opgeroep om te sien, gebou met stygende verdieping na verdieping reik na die hemel. Hierdie geboue is veronderstel om vuurvas te wees. Hoër en steeds hoër het hierdie geboue gereis. Die tonele wat volgende voor my afgespeel het, was 'n alarm van vuur. Hoor wat sê sy? Mense het na hulle hoë en vermoedelike vuurbestande geboue gekyk, maar hierdie geboue is verteer asof dit van pik gemaak het. Ons het almal die beeldmateriaal gesien. Ek gaan nie in 'n wat is 'n kontroversie, kan ek maar amper sê, ingaan oor, daar's so baie dinge oor, is dit nou Islam, is dit vliegtuie, is dit whatever nie, ek gaan nie daar aangaan nie. Wat vir my belangrik is ek kyk na die Bybel, ek kyk na die gees van profesie, en ons weet Islam is betrokke daarbij, en wat op 9/11 gebeur het, ek gaan verduidelik hoe Islam vasgehou was daardeur. Maar die tonele wat plaasgevind het plaasgevind, sy het dit gesien, en sy praat van die geboue, en dit word verteer asof het van pik gemaak word. Okay. Die brandweerwaans kon niks doen om die vernietiging te stop nie. Gaan kyk wat het gebeur op baie dae. Die brandweerwaans was nie in staat om hulle engines te bedryf nie. Dis alles dinge wat sy gesien het wat op daai dag gebeur het. Geen aardse mag kan die hand van God terughou nie. Geen materiaal kan gebruik word wat hulle sal bewaar van vernietiging wanneer God se bestemde tyd kom om vergelding te stuur op die mens en nou minagting van sy wet nie. Wat hier gebeur is, dis die draai en die omswaai van God se krag, en hierdie gebeurtenis merk vir ons aan om te sê, maak oop julle oë, luister, en die Here bring vir ons. Onthou, dit is die eerste en die tweede engel, dit is die boekie van wat hy hou en sê, mense eet. So hierso sien ons iets duidelik wat uitkom. En by die verseëling en alles sien ons hierso, en die opdrag is vir ons om te eet. En dit begin hierso. Ek lees die laaste stukkie van hierdie aanhaling van Ellen White. Sy sê, die wêreld is geroer met 'n gees van oorlog. Die profesie van die 11ste hoofstuk van Daniël het byna tot sy volle vervulling bereik. Gou sal die tonele van benoudheid genoem in die profesie plaas, want dit is baie belangrik. Sy sê, van hier af, vat sy ons terug na Daniël hoofstuk 11. Kyk hoe mooi is dit, 1996 identifiseer ons, en het word gepubliseer, Daniël 11, veral die verse 40 tot 45, as die vervulling van die eindtyd. En soos dit gebeur, kom sy en sy sê vir ons, yes, gaan terug en gaan bestudeer Daniël. So, verstaan julle hoe mooi kom die Here, en hy help ons, en hy sit die dinge op ons pad, ons kan dit nie mis nie. Die enigste manier is, wanneer ons dit gaan mis, is wanneer ons sê, wat Laodicea sê, ons is ryk, ons kort niks nie, ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit nie hê nie, ek is versadig. Dis ons probleem. Kom ons gaan kyk verder wat gebeur. Okay. Islam word vasgehou. Openbaring 7 vers 1. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan. En hulle het die 4 winde. Ons het nou al gekyk na die 4 winde. Mense asseblief, broers en susters, die 4 winde kan ons uithaal en ons kan dit baie duidelik neersit as Islam.
maar daar's meer as net dit. Want die 4 winde weet ons, gaan oor baie meer as net Islam. Maar ek sonder dit uit om die punt duidelik te bring, want dit is een van die dinge wat die Here gedoen het, is hy die winde gestop, en dit was hoofsaaklik Islam wat hy hierso gestop het. Ons sal sien wanneer dit weer losgelaat word, en ons gaan sien dat dit is baie ander aspekte wat ook ingesluit word daar. Maar luister, sy sê vir ons, sodat geen wind sal waai op die aarde of op die see of teen die bome nie. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons diensknegte van God op hulle voorhoofde verseël is nie. Okay. Islam is losgelaat, ons het dit gesien, en op 9/11 staan George Bush op, en hy nooi, en hy sê vir die hele wêreld, staan saam met my, om hierdie probleem op te los, en om vas te vat. En in daai wat hy doen is, vra hy eenheid van die wêreld, en aan een kant, en aan die ander kant, word Islam vasgehou, en hulle gaan onmiddellik in aanval teen Islam. So, Islam se krag wat hy het, word gebreek, en dis hoekom ons sien, die eerste wee, die tweede wee en die derde wee, word gemerk op die vashou van Islam se vernietigende krag. Ons gaan wel sien, Islam gaan weer losgelaat word, en ons gaan dit sien, wanneer en wat gaan die gebeurtenisse wees. Die Here sê ons is kinders van die lig, en hy maak die dinge aan ons bekend voordat dit gebeur, sodat as dit gebeur, ons sal weet, dat dit hy is wat in beheer is hiervan. Okay. Die ander, daar's baie verwysings wat ons kan gaan kyk in die Bybel na die esel, die wille esel, in Engels hulle the angry horse, en ons kan baie mooi gaan kyk, en daar's baie mooi verwysings uit die Bybel, waar die esel te sprake is, en as ons dit sien, dan weet ons dis 'n verwysing van Islam, en ons kan daai beeldspraak terugvat, en ons kan dit op ons lyne gaan sit, en ons kan daarna gaan kyk. Soos ons aangaan, gaan ons baie meer daarvan hê. Een ding wat vir my belangrik is, ons sê, dit is die boodskap van Islam, dit het die wêreld wakker gemaak. Dit het die koppel laat draai, en die mense het in hierdie beweging ingekom, en het gesien, die dagjaarprinsip is reg, die Millerites het dit reg. Nou wat hier gebeur is, in ons tyd sal jy sien, met hierdie gebeurtenis, en die lig wat die Here gee, het ons nie dadelik gereageer en geweet wat aangaan. Ons verstaan dat eers daarna, kyk ons terug en ons sien, maar wag 'n bietjie, ons het baie van hierdie dinge gemis. En in hierdie tydperk, kom die Here en hy gee vir ons al hierdie lig, en nou begin ons al meer en meer verstaan, en die Here sê, soos ons in daai lig staan, gee vir ons al meer en meer lig. Dis nie ou lig nie, ag, ek is jammer, dis nie nuwe lig nie, die Here vat ons terug na die ou lig, na die ou paaie, na die fondamente, en jy sal sien, dat dit weerspreek niks van die vorige lig nie. Nuwe lig maak die ou lig helderder, dit vervang nie die ou lig nie. 'n ander ding wat, okay, so ons is op eet. So daar word 'n opdrag gegee aan ons om te eet. Kom ons kyk na Esegiel 37, want dit is vir my baie belangrik. Ek wil gou kyk na Esegiel 37. Kom ons kyk. Wat belangrik is Esegiel. Okay. Ek wil hê ons moet vanaand deur Esegiel gaan. Dan kyk ons hierso, want ons sal baie duidelik kan sien wat die Here vir ons doen hierso. Die hand van die Here was op my, dis Esegiel 37, ek wil van vers 1 af lees. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. Dit is belangrik om te sien, as hy kom op hierdie laagte, hy sien dit is vol bene. En hy het my by hulle laat verby gaan, alle kante toe, en kyk, daar is 'n groot menigte oor die laagte, wat oor die laagte lê, en kyk, hulle was baie dor. Ek gaan dit vooral vir julle klaar sê, Ellen G. White sê, en sy verduidelik ons, hierdie is die hele huis van Israel, vir ons is dit die Adventiste. So wat hy mee besig is, hy kyk na die Adventiste, ons is die bene, en ons is baie dor. Die vraag word gevra, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. Belangrik, die SDA moet profesie kry om lewendig te word, hier sê die Here dit. Maar kyk mooi wat gebeur.
Vers 6. En ek sal die seënings op julle lê en vlees oor julle laat oorkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. So hier is 'n profesie. Nou kom ons kyk. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was en sodra ek geprofeteer het was daar 'n geruis. Wat is 'n geruis? Daar was 'n skudding. Julle sal sien toe ons terugkom en die mense begin meer na profesie te konsentreer om te sê mense, ons sit die dinge mis. Ons kyk nie meer na die fondamente nie. Ons kyk nie meer van waar ons vandaan kom nie. Ons verstaan nie wat het gebeur in die Millerites nie en ons sien nie dat hulle herhaal word in geskiedenis in ons lyne nie. En hoe meer ons begin praat en terugkyk na hierdie geskiedenis, hoe meer sal julle 'n skudding sien. Dis hoekom mense begin opstaan en loop uit die kerk uit om te sê nee, julle het van die pad af gegaan. Maar wag eers 'n bietjie. Kom ons kyk. Toe ek geprofeteer het, soos ek beveel was en sodra geprofeteer het, was daar gereis en kyk, 'n beroering en die bene het nader gekom en elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was seënings op hulle en daar was vlees op hulle en 'n vel is bo-oor hulle aangetrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daar staan hulle as gevolg van profesie, maar hulle is nie lewendig nie. Hulle het nie asem in hulle nie. Nou kom ons kyk wat gee hierdie Adventiste asem. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke o gees en blaas in hierdie dooies dat hulle lewendig kan word. Hier sien ons die ooste wind, die 4 winde en die verwysing terug na Islam toe. Mense gaan dit in die King James verduidelik dit nog beter in daai opsigte as jy net na die bewoording kyk. Maar dis baie duidelik dat ons te doen het hier met Islam. Ons sal dit sien. Die boodskap van Islam in 1840 maak jy die Millerites wakker en dit bring die mense in. Die boodskap van 9/11 van Islam wat gebeur het, maak ons wakker. Kom ons lees verder. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gestaan, 'n onsaglike groot leer. Mense sien julle hoe kom hierdie dinge bymekaar. Die boodskap van Islam van 9/11. Nou, as jy net vanaand gaan kyk, Jesegiel 37 vers 9 tot 11. 9/11. Interessant. Dit is dieselfde gedeelte wat hier gebeur het. Ons gaan nou allerhande snaakse dinge sien van vertalings en versies wat 'n verwysing vir ons gee. En ek glo die Here se hand was in die vertaling van veral op die King James Bybel gewees om selfs die verse en die dinge wat hulle ingesit het. Oral begin ons nou tekens en liggies sien aankom om te sê, maar wag 'n bietjie. Hier is daar maar baie dinge wat ons verwysings en goeders gee wat mooi is. Okay. Ek het 'n herhaling hierso van 20 MR bladsy 216 en 217 van paragraaf 6 en paragraaf 2. Manuscript releases. Okay. Sy sê die engele hou die 4 winde vas, verteenwoordig as 'n kwaai perd wat los wil breek en 'n aanval oor die oppervlakte van die hele aarde bring, wat vernietiging en dood in sy pad bring. Sal ons slaap op die rand van die ewigheid, sal ons vaal en koud en dood wees? O, mag hy in ons kerke die gees en asem van God inblaas, in sy volk dat hulle op hulle voete kan staan. Kyk hoe mooi doen sy dit hier. Sy is besig om te vertel in verduideliking van die perd wat wil losbreek en is 'n verduideliking van Islam. En die volgende woord wat sy sê is, mag ons die gees van God in die kerk inblaas. So sy kom terug hierso na die verwysing van Jesegiel 37 en sy konnekteer die 2 baie mooi by mekaar. Ons moet nou opstaan en skyn sodat ons lig kan omdat ons lig gekom het. En die heerlikheid van die Here is op ons. En dieselfde wat sy sê is, nou moet ons opstaan met ons lig. Ons boodskap vir ons tyd word nou aan ons gegee. Dit is belangrik om dit raak te sien. Ons het geen tyd om te praat van self, geen tyd om soos 'n sensitiewe plant te wees wat nie aangeraak word sonder om te krimp nie. Alle skadelike ontmoedigende invloede word in beheer gehou deur die onsigbare engelhande, totdat elkeen verseël in sy voorkop is. Wat is die verseëling waarvan hulle praat hierso?
In Engels is dit 'n intellectual and spiritual settlement into the truth. So intellektueel en spiritueel vat ons hierdie inligting waarop ons kan staan. So dit is nie net 'n ek glo nie. Dit is belangrik om te verstaan hierdie. Dit is 'n intellektuele oefening wat ons moet hê is om te weet die Here verwag van ons om te gaan nou in die geskiedenis en te gaan kyk waar kom hierdie vandaan? Wat is hierdie waarvan ons praat? Want dit is lig wat hy vir ons gee en daai lig gaan ons moet instaan. Wat belangrik is ons almal ken die visie wat Ellen G. White gehad het van die pad wat opgaan na die stad toe. Mense sing daaroor, daar's baie dinge wat ons het. Ek het 'n vraag aan julle. En gaan lees dit baie mooi deur. Wat sê sy is die lig van agteraf wat ons pad verlig? Jesus loop voor, ons weet dit. As hy sy regterarm oplig, gee hy vir ons lig, ons weet dit. Sy sê die lig agter ons wat ons pad verlig is die middernagse geroep. En as ons dit verwerp, gaan ons in duisternis in en ons val af in die duisternis. My vraag is, wat is die middernag geroep? Weet ons dit, verstaan ons dit? Want as ons dit nie weet en verstaan, en daarop staan en dit glo nie, sê sy gaan ons afval in die duisternis. En as ek nou vir Adventiste vra, verduidelik my die middernag geroep, dan weet niemand waarvan ons praat nie, maar tog is hy baie duidelik om dit te sê. Al wat ek doen is, ek wil vir julle sê, daar is baie meer as wat ons dink. Daar is baie dinge wat nou 'n herhaling is van hierdie geskiedenis. Dis hoekom ons soveel tyd spandeer om lyn op lyn te gaan, om terug te gaan en te gaan kyk, wat het met hulle gebeur? Hoekom het die Here hulle so gelei? Wat gaan aan met die kaarte? Hoekom het hulle dit gebruik? Was dit 'n toets gewees? En soos ons aangaan sal ons sien, die evangelie wat die Here vir ons gee, is 'n toets in 3 stappe. En dit sal 2 tipe mense na vore bring, die wys of die dwaase. Jy sal dit aanvaar en dit sal 'n verandering in jou karakter bring, of jy gaan val soos Judas geval het. Jy gaan afkom daarvan. En ons sal sien, die eerste toets hierso kom in op 9:11, wat die Here vir ons sê, eet die boek. Dis die inligting wat geëet moet word. Okay. Nou wil ek gou kyk hierso. Daar's net 'n paar kenmerke wat ek daar wil neerskryf. Ons weet dit is die 3de W. Okay? Ons het gesien, dis die begin van die verseeling. Nou, dis die verseeling van die 144.000. Okay? Dit sien ons ook hierso. So, ons sien ook 'n verseeling hierso. Met hom reeds daaronder geskryf, en ons sien 'n verseeling hierso. So, God begin om sy mense te verseel. So, die verseeling is, ons moet hierdie boekie eet. 'n ander ding wat ons gaan sien is, dis baie belangrik om dit te verstaan. As ons praat van die uitstorting van die Heilige Gees, sal ons moet baie mooi kyk wat het gebeur in die tydperk van die disippels. Want wat gebeur het daar? Voor die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, het die Here terwyl hy daar was oor hulle geblaas, breathe in Engels sê hulle dit. En hulle het 'n gedeelte van die Heilige Gees al reeds ontvang. Jy sal sien, die Here gaan en hy werk in stappe en hy wys dit baie mooi. Hierso sien ons iets anders. Ons merk dit en ons weet ons is in die laat reën wat die uitstorting van die Heilige Gees is. Maar ons gaan sien dat die Here begin dit al reeds uit te stort en ons gaan in hierdie tydperk in van die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dis nie soos ons dink as eenmalige gebeurtenis nie. En ons sal baie duidelik sien dat die doktrine in Deuteronomium 29 sê die Here, dit was baie mooi. His doctrine shall reign, shall drop as the rain. Sy doktrines sal reën. En ons gaan dit moet baie mooi kyk en verstaan dat die boodskap wat ons nou gaan, soos ons daai boekie eet, is ons besig om ons olie op te maak. Want onthou wat die verskil tussen die 5 wyse en die dwaase maagde. Dit gaan oor die olie. So ons eet die boekie en ons gaan in 'n verseelingstydperk in. Okay. 'n Volgende ding wat ons baie mooi moet sien is, geskiedenis herhaal. Dis belangrik dat ons dit verstaan.
Dit is vir ons krities. As ons nie sien ons herhaal geskiedenis en ons doen dit lyn op lyn. Dis hoekom ons begin het om te wys die lyn van Moses, die lyn van Christus, die lyn van, daar's baie ander lyne wat ons kan insit. Ons kan begin by die lyn van Noag. Ons wil sê die Here werk altyd dieselfde. Sy manier van werk met die mensdom is altyd dieselfde. En ons sal sien hoe hy werk en dit is belangrik. En ons gaan veral kyk na die geskiedenis van die Millerites. Want die Here sê ons herhaal dit veral die van die 10 maagde tot op die letter. Okay. Die toetse begin en ons sien dis die eerste van 3 toetse. Ek sal die toetse baie mooi deurgaan. Ek wil nou net sê is ons gaan in, dis asof ek gaan dit baie vereenvoudig om te sê die Here sê het jy my lief? En ons gaan en dan sê die Here bewys dit. So jy gaan sien dat hierdie toetse gaan sekere dinge wees wat die Here van ons vereis en dit verander in ons karakter. Ons derde toets gaan wys, het ons verander in karakter en staan ons in die karakter van Christus. Want ons moet die karakter van Christus hê. Okay. Die ander ding wat ons gaan sien is nou, en dit is belangrik hierdie. Ek gebruik baie Engelse terme, dit is soos ons dit leer en wat ek ken. In Engels noem hulle dit tarry. In Afrikaans gebruik ek die woord, daar is miskien 'n beter Afrikaanse woord, ek sê vertoef. As ons gaan kyk na Israel, wat belangrik is toe Israel sit in die woestyn, het die Here 'n wolkkolom gehad in die dag en hy het 'n vuurkolom gehad in die aand. En wanneer daai kolom daar staan, dan vertoef hulle en hulle bly in die kamp, hulle gaan nêrens nie. Wanneer daai wolkkolom of daai vuurkolom beweeg, pak hulle op en hulle beweeg saam. Ons sit nou in daai tydperk waar daai kolom by ons is om te vertoef. Ek gaan dit vir julle verduidelik in 'n hele aanbieding. Bietjie beter, die belangrikste is om te verstaan, as ons kyk na die geskiedenis van Christus, dan sal ons sien, een van die dinge wat Christus gedoen het, is na sy doop en toe hy begin het met sy bediening is, hy kon nie teruggaan na die leierskap en die kerk van die dag nie, want hulle het in duisternis verval. Die boodskapper wat hy gestuur het, Johannes die Doper, het hulle verwerp en hy gaan na 'n ander klas toe. Ek gaan dit insit. Dit is deel van verduideliking van hierso. Dit gaan oor die leierskap word verbygegaan. Die leierskap in Christus se tyd verwerp die inligting en Jesus gaan na 'n ander klas toe om hulle dan te gebruik, dis die disippels, sodat hulle die werk kan voortsit. En ons gaan sien die leierskap van die SDA het verval in duisternis en al hierdie inligting en dinge wat opgekom het en alreeds van 1989 werk, die inligting van 9/11 is verwerp. En die Here gaan nou, en dis hoekom mense soos ons het nie, Jesaja 28 sê vir ons, baie duidelik, die met wat hakkel gaan hy gebruik. Hy gaan na 'n ander klas toe. Dit beteken net dat hy gaan haal uit 'n sekere groep mense waarmee hy kan werk, wat gewillig is en hierdie waarheid vat om hierdie boodskap na die wêreld toe te bring. En een van die belangrike dinge wat ons gesien het is, Christus het gekom en hy het gesê, toe op aarde was, ek het gekom vir die huis van Israel, vir die verlore skape van Israel, nie vir die heidene nie. Dit is baie belangrik. En soos hy sy disippels opgelei het, nou wie toe het hulle uitgegaan om die boodskap te bring? Eerstens wat hulle gedoen het, hy het hulle gestuur na die huis van Israel, na die Jode toe. Want onthou as ons kyk na die 70 weke. In die jaar 34 na Christus, maak die genade deur toe van die Jode. En dan eers, wanneer Stefanus gestenig word, gebruik hy vir Paulus, hy gebruik vir Petrus, en hy vat daai, en hy sê, gaan nou, en vat hierdie boodskap na die heidene toe. Maar tot dan, gaan die boodskap na die huis van Israel toe, want hulle genade deur sluit eerste. Ons weet, die Adventiste, die SDA se genade deur sluit eerste. Ons het in 'n penarie gekom nou, want die kerk het nie sy werk gedoen om die wêreld in te bring nie. Inteendeel, die wêreld het die kerk verander. Nou sit ons met 'n probleem. Die Here gee vir ons lig. Waarna toe vat ons nou ons mense wat ons inbring? Ons het 'n probleem en ek gaan dit bespreek met julle. So
ons vertoef in daai opsigte is, ons gaan nie meer publieke evangelisering doen nie. Ons gaan nou konsentreer, want die deur van die SDA maak nou eers toe. Ons het nie ons werk gedoen nie. Eerstens nou, en ek gaan dit baie mooi verduidelik, gaan ons eers teruggaan na die huise van Israel toe, ons gaan ons boeties en sissies uithaal daar, en dan gaan ons na die wêreld toe. So ons, absoluut, en julle gaan dit sien in die lyn van die Millerites, presies dieselfde wat gebeur het, die lyn van Christus presies dieselfde wat gebeur het. So daar sien ons spesifieke ding. Ons sien ook die tweede engelboodskap. Die tweede engelboodskap kom in, ook hierso, wat hy sê, kom uit die doktrine uit, en ek het dit al deurgegaan. Ons het gekyk na die eerste toets, en dan sien ons ook, wat baie belangrik raak nou vir ons, en wat ons nou gaan bestudeer, soos nog nooit tevore nie, is Daniël 11, en al sy afsette, want dit gee vir ons profeties, al die gebeurtenisse wat nou gaan gebeur. So, in kort, dit wat gebeur het hier, is 'n draaipunt in die wêreldse geskiedenis. En ek gaan met die volgende aanbieding, wat ons moet aangaan, gaan ons kyk, hierdie is ons interne werkings, wat gebeur het. Nou moet ons kyk na die eksterne werkings, hier is interne, bedoelende die kerk. Nou moet ons kyk, wat het in die wêreld gebeur, omtrent ons geldstelsel, wetgewing, alles van Amerika, en ek sal 'n aanbiedingkie nog daarvan gee. So dit is tot waar ons gaan kom nou, en vra die Here se seën oor hierdie wat ons het, en ek vra julle broers en susters, gaan kyk na hierdie dinge. Dis nie conspiracy theories in daai opsigte, as ek hy woord mag gebruik nie. Ek dink hierdie is op die punt, dit is profesie, Ellen G. White sê dit, die Bybel verduidelik ons, en ons moet die prinsipe in die Bybel gaan navors, en ons gaan sien, ons staan op daai ding. So, wat ons doen is, ons kyk hierna, en ons sien, dit is die interne werking op die kerk. Okay. Maar wat ek wil doen is, ek gaan daai uitvee net vir spasie gewys, dan kyk ons na die eksterne werking. Okay? Ons gaan baie nog hieroor gesels, want dit is vir ons belangrik om dit te verstaan. Okay. Een van die dinge wat ek nou nie baie mooi en duidelik gesê het van die interne werking nie, en ek wil net vinnig hê ons gaan sien toe voordat ek daarna toe gaan. Dit gaan oor die in Engels is dit metodologie, as ek dit so kan stel, die manier hoe om die Bybel te bestudeer. So, dit is belangrik, want van hier af moet ons baie mooi kyk. As ons gaan en ons gaan kyk in die geskiedenis, al hierdie goed werk nou lyn op lyn. As ons gaan kyk na die geskiedenis van Christus, in die lyn van Christus, het hy gepraat om vergelykings. En jy sal sien, die Bybel sê vir ons duidelik, sonder vergelykings het hy niks gesê nie. Maar die mense het hom nie verstaan nie. Tensy hulle moes teruggaan na hom toe en vir hom sê, Here, verduidelik ons, wat het jy gesê? Die disippels is 'n baie mooi voorbeeld daarvan. En die Here wys ons dat dit gaan oor om hulle nader te trek, in 'n persoonlike verhouding met hom, waar hulle met hom 1-tot-1 kan gesels, en waar hulle kan verduidelik, en hy verduidelik dit deur sy Heilige Gees aan ons, en die metodologie wat ons nou gebruik, is belangrik, want as ons nie lyn op lyn studeer nie, gaan ons nie by die gevolgtrekkings kom nie, en die manier wat die Here werk, altyd sal jy sien in geskiedenis, het die mense 'n probleem daarmee, om te sê, nee, die Here werk nie so nie, hy werk so hulle wil dit bepaal, hier sê die Here, nee, ek gee dit vir julle en julle moet dit kyk. Ons gaan weer daardeur en ons gaan kyk gou na Jesaja 28, dis omtrent so van vers 9 af. Kom ons gaan kyk gou daar. Ons gaan na Jesaja 28 toe. En die Here verduidelik ons, wat is die manier wat hy ons gee om dit te doen? Daar's 'n vraag wat gevra word. Jesaja 28 vers 9. Wie wil hy dan kennis leer en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Dan die antwoord is vir die wat van melk gespeen en wat van die moederbors genees is. Weggeneem is, ek praat vinnig. Wat gebeur is, die Here wil hê ons moet die melk onder die knie kry. Die Sabbat is melk, die toestand van die dood is melk. Nou, ons het baie keer dinge wat ons doen,
wat ons dink is vaste kos. Die Here sê vir ons, ons moet seker maak, ons het die melk onder die knie, dan begin hy vir ons vaste kos gee. Vers 10, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod. Reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. In Engels is dit baie mooi. It's line upon line. So as kyk na die profetiese lyn op lyn, die prinsipe wat die Here gebruik en hoe hy met sy mensdom werk is altyd dieselfde. Hy sê ek verander nie. En ons moet dit verstaan. Vers 11. Ja, hy sal deur lippe wat hakel en deur 'n vreemde tong met sy volk spreek. Ek het dit nou probeer sê reeds in 'n hakelende vorm. Die Here gaan na 'n ander klas mense toe. Die leierskap verwerp hom. Gaan kyk julle, as jy hierdie kaarte met hierdie boodskap in die kerk inbring, wat gaan met jou gebeur? Nie om snaaks te wees, die mense is realiteite. Die kerk se deur gaan vir jou toemaak. Hulle wil dit nie aanvaar nie. So dit is 'n probleem. Daarom gaan die Here na 'n ander klas toe. Die hakel beteken vir my nie net hakel soos ons of Moses gehakel het nie, maar ek sien dit ook as 'n tweede verduideliking, hakel as 'n dubbel of 'n oorsê of 'n herhaling. So wat die Here doen is hy vertel ons dit oor en oor in lyn op lyn en hy hakel. Verstaan julle wat daai ding is? Die hakel sien ons ook as mense wat nie intellektueel opgelei is in 'n instansie soos 'n leraar nie. Die mense gebruik mense soos ek en jy sal sien hierdie hele groep mense wat die Here gebruik is uit 'n ander klas uit wat hy gaan en hy doen dit. En dit kan ons sien in al die geskiedenisse, sal ons sien hoe die Here daarmee werk. En met 'n vreemde tong met sy volk spreek. Vers 12, hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus gee rus aan die vermoeies en dit is die verkoking. Nou verkoking weet ons is 'n verwysing na die Heilige Gees. En hy vat ons terug om te sê dit, die manier wat jy studeer, is deel van die Heilige Gees. Dis die olie wat jy nodig het. Jy gaan nou 'n toets gaan. Eerste toets is die boekie. Tweede toets, gaan ons sien is 'n visuele, ek weet nie of hy reg gespel is nie. Toets. Die derde toets is net om te sien, staan jy en is jou karakter gevorm? Want as hy nie is nie, gaan jy val, as jy is, gaan jy staan, dit is baie belangrik. Die visuele toets, wat is die visuele toets gewees met Noag hulle? Ons het gesien, dis toe ek sien dit as 2, die ark wat gebou was, en ook die diere wat na die ark toe, onthou, die mense het hulle nie aangejaag nie, die diere het van self, deur die Here, deur die Heilige Gees, deur sy krag, het hulle gestuur 2x2 en 7x7. Dit weet ons, na die ark toe. En die mense het dit gesien, dit was vir hulle 'n toets, hulle het geweet, hierdie supernatuurlike dinge wat gebeur. Vir 120 jaar word hierdie boodskap verkondig, die ark word gebou, hulle sien die diere gaan daarin, jy kan nie anders om te sê, maar wag 'n bietjie, hier is meer betrokke as wat ons dink nie, en hulle het nie aangegee daarop nie. Dis die toets. Wat was die visuele toets vir die Millerites geweest? Of eintlik vir die protestante in 1842? Die 1843 kaart is aan hulle voorgelê as die fondament en die waarheid. En Ellen G. White verduidelik ons baie mooi. Soos hulle die storie van die kruis lees en trane in hulle oë het en dink hulle is lief vir Jesus, toe hulle gekonfronteer word met hierdie toets vir die aanvaarding van die fondamente, verwerp hulle dit en sy sê, met die verwerping daarvan het hulle Christus weer gekruisig. So daai trane stort toe hulle daai storie lees van Jesus op die kruis. Was nie 'n ware liefde vir hom nie. Want toe die toets kom om te sê is hier is ek is die weg, ek is die waarheid, die weg en die lewe, verwerp hom. Nou kom die toets weer en julle sal sien, nou het ons weer 'n toets wat kom hierso en ons het daar deur gegaan. Dis die 1843 en die 1850 kaart. Dis die fondamente waarby die Here sê ons moet staan. Nou vat ons dit terug na die Adventiste toe en ons sê mense, halleluja, die Here wys ons weer pragtig al ons fondamente waarop ons staan. Ellen G. White verduidelik ons so mooi, sy sê dis die fondamente wat die Here vir ons aangelê het in 1842, 1843 en 1844. So ons kan nie 'n fout maak met hierdie dinge nie. En wat doen die mense nou? Geskiedenis herhaal.
Hulle maak hulle deure toe. So dis belangrik dat jy sien, die manier om die Bybel te studeer is baie belangrik. Ek wil net vanaand deurgaan, dan kyk ons net na die eksterne werkings, wat het gebeur. Een van die dinge wat ons sien is, Amerika met die 2 horings. Ons weet protestantisme het al begin val 1842. Hier sien ons die staatsgedeelte begin val. Want wat doen hulle nou? Hulle het 'n grondwet. Die grondwet verhoed jou om dinge in te sit wat die geheue dikteer, of wat jou dikteer vir wie en wat jy dien. En wat hulle nou doen is met 911, die eerste ding wat hulle doen is hulle gebruik dit om te sê is, ons gebruik byvoorbeeld hulle noem die patriotiese, in Engels is dit die Patriot Act, of patriotiese wetgewing, wat hulle ingestel het daar, en wat hulle doen daar is, hulle sê dat, om ons land te beskerm, nou dit klink baie mooi en logies en waar, teen terrorisme, sê hulle dat, om ons land te beskerm, is daar sekere wetgewings wat hulle instel. Dit beteken dat hulle mag in jou bankrekening ingaan en hulle mag jou ondersoek sonder om jou toestemming te vra, om te kyk, wat doen jy met jou geld, waarheen gaan jou geld. So, daai gedeelte word weggevat van jou. Die tweede ding is, hulle kan ingaan en hulle kan gaan luister na jou oproepe. Die oomblik wanneer hulle 'n vermoede het, dat jy iets te doen het met die omgooi, of die teenstaan, of enigiets van die regering, of enigiets omtrent terrorisme, dan mag hulle, daai privaatheid wat jy het, mag hulle skend, e-mails, enige tipe van daai tipe van dinge, of jou e-pos, dan mag hulle daar aangaan. Die ander ding is, wat hulle doen is daar, jy sal sien, deel van daai, gaan ook deel met jou, in Engels sê hulle martial law, ek dink ons het 'n noodtoestand, ek weet nie of die regte woord is wat hulle gebruik in Suid-Afrika nie, ek glo so. Nou jou noodtoestand, as hulle hom afkondig, dan is daar ander wette wat te sprake kom, nou al hierdie goedes, kom in hierso, patriotiese wet. Ek weet nie of dit die regte vertaling is nie, ek sien dit so, en al hierdie goed val hieronder, en dan sê hulle, as hulle vermoed, jy het enigiets met terrorisme te doen, nou, kom ons kyk net eers na die definisie van terrorisme. Hulle sê is, wanneer enige groep, instansie of individu, enigstens onverwerping van die regering, 'n bedreiging van die veiligheid, of enige van so ietsies, teweeg sal hê, en dit sluit in haatspraak, hatred speech, dan kan hulle jou sien as 'n terrorist. En die oomblik wanneer hulle sê, ons sien jou even as 'n terrorist, kan hulle jou in hegtenis neem, hulle kan 'n saak teen jou hê, hulle kan jou ondersoek in 'n hofsaak teen jou hê, jou skuldig bevind en jou teregstel sonder om dit publiek te maak. Dit bedoel dat jou privaat regte is weg. Ons as Adventiste het 'n probleem in daai opsigte van, deel van ons boodskap sien hulle as 'n haatspraak. Hoe ons praat oor die Romeinse stelsel, mense, en ek wil weer 'n keer dit vir julle duidelik sê, op die DVD ook. As ons praat van die Roomstelsel en ons praat van hierdie dinge, praat ons van stelsels en groepe en nie as die individu en die persoon nie, maar die pos en die, soos ek nou gesê het. Ek dink is duidelik dat julle dit moet verstaan. Godse mense sit oral, en myn jou werk is om hulle te gaan uithaal. Eerstens, die huis van Israel, dit is die Adventiste, want hulle deursluit eerste, en dan gaan ons saam, en ons gaan al die mense uit, die 11 uur werkers. So hulle sit oral, en ons gaan dit uithaal. So ek praat teen stelsels, en owerhede, en magte, en kragte, dis wat teen ek praat. Dit is vreeslik baie wetgewing, jy sal sien na FICA, RICA, en al hierdie tipe goedes wat ons in Suid-Afrika gebruik, jy kan dit gaan Google, Standard Bank en almal sal julle wys, dit kom alles deel van wat gebeur het in September 11 van daarna, dat hulle wil nou die reg hê om te weet wie jy is, waar jy bly, wat jy doen, elke aspek van jou lewe kom nou in gedrang daar. Maar ons sien ook die ander ding is, die grondwet, wat hulle die glorieryke land maak, van die begin af, vir die beskerming om God te dien, volgens hulle gewete, word nou afgebreek, want jy sien, nou al die dinge is, want onthou, ons wil 'n wetgewing instel,
ons wil 'n wet maak om jou te dwing om te dien volgens ons manier, nie volgens God se manier nie. Staan die grondwet in die pad. En al hierdie dinge is besig om te gebeur om die grondwet af te breek, te vernietig, sodat hulle hierdie dinge kan inbring. En ons gaan dit moet sien hierso. Okay. Ons sien dit op die banke, die geldstelsels, die persoonlike inligting. Dan die ander ding is wat gebeur is, George Bush staan op en hulle begin 'n wêreldorde en eenheid saam te bring. Okay? So hulle kom in eenheid met die wêreld. Ons weet die wêreldorde moet ingestel word en ons gaan sien dat die volgende koninkryk na die VSA is die Verenigde Nasies wat Egipte voorstel en dit is die 10 konings. En ons gaan sien die eenheid wat hulle inbring. George Bush staan op, duidelik, en hy sê jy's of saam my of jy steun my. En hy wil die hele wêreld saamvat om te sê ons het 'n gemeenskaplike probleem, dis Islam. En om met Islam te hanteer en te deel en hierdie ding te stop, het ek julle almal se samewerking nodig. So wat hulle doen is nou, hulle gebruik dit om 'n eenheid te maak. Dan sien ons 'n ander eenheid. En ons moet dit ook verstaan. Want die ekumene, en dit is om almal saam te bring onder een vlag in geloof. Julle het al gehoor van Chrislam, waar hulle die Islam geloof en die Christelike geloof wat hulle kombineer het in een, om te sê, kom ons maak dit een. Daar's genoeg dinge waaroor ons saamstem, daar's genoeg dinge wat ons kan doen. So, wat ons nou doen is, nou kyk ons na al hierdie tipe van dinge, en ons sien dat hulle, die kerke begin 'n eenheid vorm. En daai eenheid is om almal saam te bring onder een vaandel, een geloof, een stelsel, want onthou net, wat almal in gemeen het, is sondaganbidding. En dit is belangrik dat ons hierdie dinge moet verstaan. Hier is die hele geskiedenis en die opbou, want hierdie dier het 'n dodelike wond gekry. Die eerste is reeds oorwin, en dit is kommunisme. En ons het dit gesien in 1989. So die struikelblok is uit die pad uit. Die tweede een is, hier is hy besig om te val, dis die VSA van Amerika. Want as hy val, dan word die United Nations in as die wêreld een, en ons weet, dan gee hy sy mag vir 1 uur, om dit te sien as 'n eksterne werking. Die ander ding is, almal werk saam om 'n Sondagwet in te stel. Ons gaan sien die vakbonde speel 'n baie groot rol hier, want daar's 'n rusdag nodig vir die werker. En wanneer hulle sê, mense, julle moet 1 dag van die week rus, sê ons almal, yes. Dan gaan hulle sê, dis 'n dag van familie en aanbidding, en ons sê, yes. Maar wanneer hulle kom en sê, dit is die Sondag, dan sê ons, nee, dit is die Sabbat. Okay. Dan die ander ding is, ons gaan ook sien, daar gaan 'n opbou wees tot oorlog. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Ons gaan kyk na die herhaling van die Franse Revolusie, en ons gaan kyk ook wat se oorlog is op pad, want daar's gerugte van oorlog en oorlog wat ons sien aan die einde van die tyd. Matteus 24 vertel dit vir ons, en ons wil weet wat gaan nou gebeur. En ons moet weet dat die Here Amerika daar gesit het 1798 as die land waarin sy mense is. En ons weet, as ons kyk na Egipte, toe hy sy volk uitgebring het, toe sê hy, I will judge the people and the land. So daar's 'n oordeel oor die mense en oor die land. Ons moet dit baie mooi verstaan. En dit beteken Amerika as 'n land gaan geoordeel word. Soos die mense, en dit is die SDA, dit is sy mense. Ek dink dis omtrent wat ons nou gaan doen. Dan gaan ons weer later 'n bietjie dieper, ons gaan 'n bietjie verder en so. Dis 'n beurtenis wat die draaipunt was in die wêreldse geskiedenis. Dis die tyd wat die engel van Openbaring 18 afgekom het, en die lig word nou aan sy mense gegee. Ons gaan sien wanneer die deure gaan sluit, en dit is vinniger as wat ons dink en verstaan. En ons moet dit baie mooi bestudeer. Ons herhaal die geskiedenis van die Millerites, en ons sien al hierdie dinge lyn op lyn. Ek vra dat die Here se genade by ons sal wees, dat ons hierdie boodskap sal gaan ondersoek. Mense, ek gee vir julle net 'n klein druppeltjie van al hierdie baie inligting wat die Here vir ons oopmaak, en ons gaan moet self hierdie boekie
eet soos wat ons aangaan. Amen.